Pootstories met die wet. Goeiemôre my pootvriende. Vandag wil ek gesels oor hoe kies jy jou veearts? Ok, daar's baie goed wat ek hieroor kan sê en ja, so laat ek net begin en onthou net, alles wat ek hier sê is my mening. Dis nie reg of verkeerd nie. Ek sal graag net julle terugvoer wil weet om te hoor, wat dink julle, stem julle saam, stem julle nie saam nie. Ek is altyd oop vir julle idees om te dink, om te hoor wat dink julle. Ok. Onthou net, alle veeartse is 'n veearts gebore. Hy of sy het al van jongs af daai DNA is in hulle lywe. So, of jy's 'n veearts of jy's nie 'n veearts nie. Ok. En almal moet deur dieselfde skool gaan. Verstaan julle? Maak nie saak wat nie. Hulle leer almal van dieselfde boeke. Hulle leer dieselfde subjects, vakke. So, almal moet dieselfde leer. Almal moet 'n stamp kry dat jy geregistreer is, dat jy wel weet wat in daai boeke aangaan, wel die prakties gedoen het. So, daar's organisasies wat jou wat jou registreer en sê, ok, jy weet en jy's goed en hulle maak seker jy bly op hoogte van alles. Alright. Maar na universiteit en na hulle gekwalifiseer is, dan is dit die persoonlikheid wat inkom. Alright, so, jy as 'n kliënt, jy moet die regte veearts kies wat by jou pas, né? So, jy kry verskillende veeartse, jy kry byvoorbeeld een wat baie direk is en vir jou sê, wel, dis die probleem, dis hoe ons gaan uitsort en dis die koste, finish en klaar. Ok. As jy daarvan hou, moet jy daai tipe veearts soek. En as jy van 'n veearts hou wat vir jou alles in detail verduidelik, weet nou wat is nou presies gedoen, wat se toetse gaan ek nou doen en wat se uitslag gaan ons nou hier kry en as ons die uitslag kry, gaan ons dit doen, as ons daai uitslag kry, gaan ons dat doen en wat is die volgende stap? Ok, dan is dit jou tipe veearts, né? Of as jy van 'n veearts hou wat baie sag is en jou verstaan en jou emosies in ag neem en meer ontferm oor jou, dan is dit jou tipe veearts. So, onthou net, veeartse is almal mense maak foute, so nie een kan dieselfde wees nie. So, veeartse kies nie hulle kliënte nie, die kliënte kies die veearts. Goed, so, kyk hoe jou veearts jou hond hanteer, kyk wat se prosedures hy volg, wat het hy alles om te doen, verkies jy dit nie, verstaan jy, so dit is, alles hang van jou af. So dis nie te sê, as jou buurman vir jou sê, dokter so en so is die beste, hy het my kat gesond gekry, of wat ook al die geval is. Dis nie te sê, dat daai veearts goed vir jou buurman gaan wees nie. Dit kan wees dat jy verkies 'n veearts wat anderste as jou buurman se veearts is. So, as iemand vir jou sê, hierdie veearts is die beste, hierdie een is die slegste, moenie daai net vat as dis nou die alfa en omega nie. Besluit self. Gaan ontmoet die veearts, gesels met hom, vra, sodat jy kan sien, gaan julle persoonlikhede saamwerk. En dis die belangrikste. En ek beloof jou, geen veearts is perfek nie. En geen veearts gaan met almal oor die weg kom, ekskuus. So, dis baie belangrik om dit te weet. En, en goed wat mense maklik kwytraak, dis nou alles wat mense op social media, ek praat nou oor die algemeen, is dat sê, hierdie veearts is net geld georiënteerd, en hierdie een is 'n moordenaar, en hierdie een, wat ook al die slegste goed wat jy kan dink.
Dink net vir jouself, sal iemand regtig soveel jare agter die boeke sit, deur al hierdie studies gaan, miljoene rande betaal om 'n veearts te word, né? En die rede hoekom hulle veearts word is omdat hulle diere wil help. Hoekom sal hulle nou al hierdie ander goed doen? Hoekom sal jy nou 'n dier wil vermoor? Verstaan, dit maak net nie sin as mense sulke goed sien nie. So, help hulle reg as iemand dit sê en sê nee, dis mos nou nie mooi om dit te sê nie. Onthou, elke dier is anderste, elke mens is anderste. En, okay, as jy nou geld georiënteerd is, mens moet alles in ag neem. Wie weet, wat se prosedures is gevolg, hoeveel personeel is daar om te betaal. Onthou, 'n veearts moet, hy moet met mense oor die weg kan kom, of sy moet met mense oor die weg kan kom. Jy moet 'n dokter wees, en dan moet jy 'n besigheidspersoon ook wees. Jy moet die boeke laat klop. En jy kan mos nou nie, byvoorbeeld soos 'n bouer, as jy 'n bouer is, né? Dan gebruik jy bakstene en sement om 'n huis te bou. So as jy 'n kwotasie gee, of as jy 'n rekening gee vir iemand, as jy 'n bouer is dit die materiaal wat jy gebruik, en dit is my labor, dit is my arbeid. So, jy betaal vir dit. Nou, hoekom moet daar 'n verskil wees? 'n veearts gebruik medisyne, diagnose, ekstrale, wat ook al, bloedtoetse, wat ook al, en dan sy labor, sy werk wat hy doen, sy kennis wat hy het. Onthou, dokter het kennis wat daar is. En dan moet jy daarvoor betaal. Hoekom moet dit verniet wees? Hoekom moet dit altyd bevraagteken word? Verstaan julle? So daar's nog steeds 'n ontvangsdame om te betaal, daar's 'n water en ligte om te betaal, daar's printers om te betaal, daar's cleaners om te betaal, skoonmaak goed. Ek kan ander, daar's duisende goed wat jy moet betaal. So, jy kan nie, ek dink is onregverdig om 'n veearts te beskuldig van hy's net daar vir die geld. Ja, okay. Dis wat ek nou oor wil praat, is hoe jy jou veearts kies, en dat almal is mense, en almal hanteer, hulle is anderste. Party kan jy sommer ingaan, en hy kan dadelik vir jou 'n antibiotika en 'n pyninspuitingkie gee, probleem oplos, en dan gaan hy. Ander veearts wil nou weer sê, kom ons maak, ek wil seker maak, dat ons op die regte pad is, kom ons vat bloed, en ons doen 'n ekstraal, of wat ook al die geval in hierdie situasie, of 'n sonar. Ja, so, veeartse verskil. Ander party het al hierdie diagnostic procedures nodig om by 'n antwoord uit te kom, of om seker te wees, ons kom by die regte antwoord uit. Ander het gebruik in daai situasie byvoorbeeld net instink, en sê, okay, ek dink dis dit en dit, kom ons gee inspuiting, as dan die môre weet, is nie, kom terug. So, nie een is verkeerd nie, dis jy as die kliënt moet besluit, wat werk vir jou, wat is vir jou die beste, en dan kies jy daai persoon, jy bekies daai veearts, en as daai veearts nie dinge doen wat jou persoonlikheid pas nie, gaan na 'n ander een toe, moenie hom sleg maak, of haar sleg maak nie, of, asseblief, dit is glad nie nodig nie. Kom ons wees sag met mekaar, kom ons wees mooi met mekaar, kom ons waardeer ons veeartse. Veeartse is spesiale mense, asseblief julle, hulle is regtig hardwerkende mense, hulle gaan deur emosionele stres wat julle nie sal glo nie. Dis nie 'n maklike werk nie, en dis nie net een veearts nie, al die veeartse. So, kom ons het hulle lief, kom ons hanteer hulle bietjie sagter. Vertel my bietjie, wat is jou mening hieroor? Ek wil asseblief nie spesifieke veeartse uitwys of sulke goed nie, glad nie. Ek sal jou dadelik jou comment delete en blok. Asseblief, ek hou nie van aanvalle en lelik wees nie. So kom ons wees sag met veeartse. En ja, en onthou, jy kan altyd vra vir 'n tweede opinie. 'n tweede opinie is nie 'n klap in enige veearts se gesig nie. Glad nie. Jy kan een situasie hê en twee veeartse sien dit anderste.
So, ja, jy's geregtig op 'n tweede opinie. En 'n veearts sal nooit offended voel as jy vir 'n tweede opinie gaan nie. Dis jou reg as 'n mens, as 'n troeteldier eienaar, om te gaan vir 'n tweede opinie. OK julle, dis maar waar ek vandag wil gesels. Ek hoop ek kry 'n bietjie reaksie van julle af, dat ek hoor wat julle sê, en hoe julle voel. Ja, onthou, elke poot het 'n storie, en elke storie verdien 'n veearts. Lekker dag.